Groot FM 90.5. Hallo. Hallo julle. Yes, dit is so lekker om julle by ons te hê. Absoluut. En dankie dat julle storie en Marlo se storie met ons wil deel. So kom ons begin by die begin. Marlo is nou 9 jaar oud, maar toe hy 1 jaar oud was, is hy gediagnoseer met cerebrale gestremdheid. Ja. Yes. So, Jackie, vertel my van daai oomblik toe die diagnose nou aan julle gegee is. Wat doen mens met dit? Ek weet nie, ons het in die kar geklim en met hierdie inligting gery en ek en Marco het nie eers vir mekaar gekyk nie. Ons het gewonder wat dit is. Waartoe gaan ons van hier af en as 'n mens dan nou op Google klim wat 'n mens maar gewoonlik doen. En wat jy nie eintlik Nooit moet doen nie, nooit. Dan sien 'n mens al hierdie snaakse Gevalle, ja. en kinders wat se handjies skeef is en dit het my gebreek. En Want skies op daai stadium toe hy 1 jaar oud was, het hy nog was hy totaal en al nog normaal. Soos 'n normale kind. Hy het nie sy mylpale bereik nie. Okay. Ons het ons GP gaan sien en hy het vir ons gesê hy dalk spasma in die rug. Okay. Dit was na 'n chiropractor toe eers. Toe ons terug gaan om te sê die chiropractor werk nie, toe sê ons moet na 'n neuroloog toe gaan. En ons is normaal, ons weet nie eintlik wat is 'n neuroloog, wat gaan daar aan. En toe ons soen toe en toe kry ons die nuus. En toe Google julle nou die verskriklike goed en dan, wat doen julle dan? ag ja, dan is ons na my huis toe en die familie vertel en word gesê hy sal nie kan loop nie en hy sal nie kan praat nie en hy sal nie kan dit nie en dan sal mense sê maar dit is nie ons wie's hulle om vir ons te sê Ja. dat dit nie kan gebeur nie. Ja. So ons het maar van daar af het ons gegaan en MRI moes gedoen word, hy moes verskillende terapie moes kry vir alles. En neuroloog het maar net gesê kom terug oor 6 maande dan kyk ons. Ja. So het ons maar aangegaan van een terapeut na 'n ander terapeut, teruggegaan en sê sy hou maar net aan met wat jy doen. Okay. Dis nie wat 'n ouer wil hoor. Nee, ek wil hoor hy vorder of Ja. nee, julle doen nie dit nie. Doen julle eerder reg ietsie anders want Ja. dit gaan werk. En Ja. so in 2018 het ons besluit nee, ons gaan vir Marley vir 'n tweede opinie vat by 'n ander neuroloog. En ek wens ons het vroeër by hom uitgekom, Okay. want hy het ons in die regte rigting ingestuur. En wat was die regte rigting vir julle? Ons het toe by Dr. Denise Potgieter uitgekom. En ons het nooit geweet dat Marlo eintlik 'n spesiale rolstoel nodig het nie om sy posisionering reg te kry nie. Omdat hy kan nie self sit of sy kyk, lyfie reg ophou nie. Hy Nee. sy spiertonus is laag. So dit beteken hy het nie baie spiere nie. Hy gebruik meer spasma om iets te doen. Soos as hy iets wil vat, gebruik hy eerder 'n spasma. Okay. En toe ons by Dr. Potgieter uitkom, Dr. Denise en ook hier in Pretoria, toe sê sy vir ons, luister hierso, kom ons doen bietjie botox. Ons moet bietjie spiere loskry, ons moet bietjie sny aan spiere en so aan om net bietjie meer beweging in die lyf te kry. En ons het ook eers wou ons niks weet daarvan nie. En toe sit sy mooi met ons gesels en sê luister hierso, dit kan sy lewe ook bietjie beter maak. En ons het dit maar gedoen en daai heel eerste operasie wat ons gedoen het, ek kan dit nie presies onthou, dit was 2018. Ja, maar Ja. Toe sit ek en my vrou Jackie, my ma, my pa, my boetie en sy verloofde daai tyd sit ons al buite die hospitaal en hierdie ure wil net nie verby nie. Jy op en af in daai gange. Jy sit, jy staan, jy lê, jy weet naderhand nie meer wat om te doen nie want hy was 4,5 ure in die teater. Jo. En Dis toe het hulle nou maar die hamstring spiertjies gesny en sy liesspiertjies. Toe het hy gips gekry van die bo by sy heupe af tot by sy voete, want hy so stok tussen die twee bene gehad wat die bene nou uitmekaar uit moet hou, die keer laat die spiertjies nie weer vasgroei nie. En as dit vasgroei, laat dit eerder groei Bietjie wyer as wat dit Ja. moet wees. ja. En ja, dit was maar wille tydjie daai gewees. Was dit die begin van baie operasies gewees? Ja. Ja. Okay. So ons kan nou bietjie dieper daarin delf. Maar ons moet net gou Ja, vinnig. Teddy gesels in 'n rukkie. So Marco, ons het nou net vir ons vir ons luisteraars 'n prentjie te skets. So toe Marlo 1 was, is hy gediagnoseer en toe het hy nou klomp operasies gehad waar ons 'n bietjie meer gaan gesels. Maar vertel net vir ons luisteraars nou van sy fisiese toestand. Kyk, op die stadium is hy 'n gesonde seentjie. Hy moes nou die 28ste Maart moes hy weer iets skryf wat ons
baie lank al teen beklei. Ons wou dit glad nie gehad het nie. Daar was heel onder in ons lys en is 'n peg tube. Okay. Dis daai pypie wat hulle hier tussen jou ribbetjies, net nee. onder jou ribbetjies insit wat na jou maag toe gaan. Ja. Kyk, Marlo eet verskriklik goed. Wat doen hy? Hy eet ons uit die huis uit. Pasta, alles, hy eet dit. Ja. Lighties is lighties, hulle chow. maar hoekom moes hy dan die tube kry? Hulle sê met die spasma wat hy kry en goeters, gebruik dit baie energie, so dit gebruik baie van sy kos wat hy eet. Okay. So dan gaan dit nie lyf doen nie, dit gaan dadelik na die spasmas toe. Dit gebruik die energie by die spasma. So help die ekstra voeding dan net vir daai ekstra kilojoules as ek dit so Yes. kan sê. So hy kan nog steeds kossies eet, maar okay, hy het nou net Yes. hierdie ekstra voeding Ja. Hy nodig. kort die boost. So hy het nou in 'n kyk, okay, laat ek nou eers so. Hy het die 28ste dit gekry, dit was die Vrydag. Toe's ons die Maandag huis toe. Die Donderdag moet die suster kom kyk en kyk dat ons alles reg doen en alles mooi skoonmaak en alles, en toe sy die hempie optel en sy sien die tube maak soos 'n hobbeltjie bo op die maag. Toe sê sy hy is uit die maag uit. Ag nee. Hy is nie meer in die maag nie, hy's nog in die vel, maar hy's nie meer in die maag nie. Toe sê sy bel dadelik die dokter, ek het die dokter gebel, sy het met die dokter se ontvangsdames gepraat. Hulle het dadelik vir my 'n ding gestuur waar ons moes vat vir 'n CT scan. Ons het gejaag na die naaste hospitaal toe daar by ons gegaan. Sê hulle vir ons, sorry, julle moet R3,900 bybetaling doen Voordat hulle en voordat hulle hom kan scan. En nie, ek glo nie baie mense het die geld in hulle Nee. gatsak of iets nie. Toe bel ek dadelik die dokter, toe sê ek vir hom, luister, dit is die geval, ek het regtig nie nou daai geld om die bybetaling te doen nie. Toe sê ek, wel, hou die dingetjie skoon. Kom môreoggend, julle moet 7:00 in Pretoria wees by Life Groenkloof Hospitaal. Gaan ek julle dadelik stuur vir die CT scan en as hy uit is, gaan ons hom sommer dadelik instuur teater toe. Hulle het hom ingestoot teater toe, hulle het hom pypie teruggesit, 'n nuwe ene ingesit wat bietjie beter is, het hy 'n ballon in die maag. Okay. En toe hy uit teater uitkom, wonder ons wat gaan aan. Hy huil nie, niks nie, en toe hy verby ons kom, lê hy vir ons 'n smile. Ja. Soos julle gesing het, Ja. kom hy het altyd 'n smile op sy gesig en dit is iets wat baie mense kan leer, is bietjie dankbaar wees vir wat jy het. Absoluut. Kyk, hy kan nie praat nie, hy kan nie loop nie, hy kan nie by homself sit nie, maar hy het altyd 'n smile op sy gesig. En dit is partykeer waar ons hoop en krag vandaan kry. Maar dit is, ek moet sê, dit is nie net die smile, sy oogies smile saam. Hy's 'n baie vriendelike persoon, Ja. regtig. So flirt man is wat hy is. Hoorie maar soos klein seentjies nou maar is, jy weet, ook besig en daar's goedjies wat hulle interesseer en ek hoor Marco, jy en Marlo, julle like nogals om bietjie diere te gesels in die veld te kom. Hy hou van jag en die bosveld en ons blykbaar 'n oulike storieetjie wat jy ons kan vertel. Kom ek vir julle sê, dit is nou my pa, sy oupa. Dis sy Blue Eye Boy die. Kan niks, as daar gepraat word van jag, dan gaan Marlo saam. Maak nie saak waartoe nie, maak nie saak hoe nie, Marlo gaan saam. En ons is eendag in die bos en ek skiet 'n rooibok. En soos enige klein seentjie van sy ouderdom wil hy mos maar altyd ietsie ook maar skiet. Ja. En ek en my pa het gepraat en alles, en soos daai Leon Schuster movie daai tyd het ons die rooibok nou maar mooi vasgemaak en Ja. alles in die takke gehang en my pa het gaan wegkruip in die bos. En ek het met hom afgeloop gekom in die pad. As jy hom vashou, kan hy loop. En ek het die punt 22 hier onder die arm en Marlo loop saam. En van die opgewondenheid, kyk, dit is, hy bewe. Dit Bokoors. Hy voel of hy nie vinnig genoeg by die bok kan uitkom nie. En ons het op 'n stadium gekom waar die bok nou mooi oop is en ek het die punt 22 voor hom en maar net hier voor in die grond vasgeskiet. So toe die skoot nou skiet, toe laat geval my pa die tou en Marlo het dadelik die skoot se klank is nog nie eens weg nie en daar gat hy gaan nou sy bok haal. Ja. En as hy by die bok gekom, sy broekie was maar bietjie groot en so in die loop val die broek af. Kom ons daar by die bok en soos 'n trotse jagter uit en dan by die bok gaan sit en ons het maar die foto geneem. Stunning. Maar kyk, ons probeer hom so normaal as moontlik groot Dis maak. incredible. Beautiful. Dis Nee, jy moet. incredible. Hoorie, Jackie, die brief wat jy geskryf het vir Sunay, daar's 'n stukkie waar Sissy partykeer wens Boetie kan saam hardloop en saam speel en jou
antwoord vir haar het my tot in my diepste binneste geraak en kan jy net daai deel wat jy vir Minke sê oor haar boetie? Ja, so ons was op pad Chicken Licken toe en dit was maar emosionele tydjie die afgelope tyd. Ek het my pa verloor in Januarie. Ek sê jammer. So ja, sy het ons vir haar boetie se skool gery en sy sê vir my, mamma, ek wil nie hê my boetie moet so wees nie. En ek sê vir haar, maar Poppie, ons maak nie sulke keuses nie. Sy sê maar ek wil hy moet saam met my hardloop en hy moet saam met my speel en bal skop. Ek sê maar boetie kan nog steeds saam met jou bal skop. Hy kan net nie hardloop saam met jou nie. Ek sê maar onthou net liewe Jesus besluit vir wie hy sulke kindertjies gaan gee en hy het dit vir ons gegee want hy het geweet ons sal deur ons vermoëns om die beste groot maak as wat ons kan. En ons bevraagteken nie die Here nie want die Here maak nie foute nie. Amen. Dit is incredible want ons is so gou om vir die Here kwaad te wees of ja, te bevraagteken, ja. So ek wil jou net eer vir daai ongelooflike woorde wat jy vir jou dogtertjie geleer het. Dit is iets wat min mense dink ek regtig sal kan sê met oortuiging. Dis incredible. Voordat ons tissues nodig het, Jacques, so jy stap nou al, het ek reg gehoor vanaf 2019 'n pad saam met die familie? Nee, ons het mekaar daar by ons kliniek ontmoet en ons het onmiddellik begin om hulle te help na die chirurgie. Korrektiewe chirurgie is ongelooflik belangrik vir kinders met cerebrale parese. Okay. Dit kan vir hulle regtig 'n lewe verander. En is dit iets wat konstant moet gebeur vir die res van hulle lewe of is dit net terwyl hulle jonk is of hoe werk dit? Al van die groeifase van hulle lewe. Ja, en hoe vroeër, hoe beter vir ons om met die kinders te begin werk. Ons bevorder heupekstrale jaarliks aan, want ons grootste vyand met hulle is die heupontwrigtings. So ons moet die heupe dophou en dan ook dan nou natuurlik die rolstoel wat baie belangrik is. Absoluut. Verkeerde rolstoel veroorsaak skoliose, dit kan daai ontwrigting van daai heup vererger. So hoe die kind sit is ongelooflik belangrik. En so die rolstoel waarin Marlou nou is dit reg vir hom? Daai tyd was dit die beste wat op die mark was. Wat is daai tyd? Hoe lank terug is dit? 5 jaar, amper 6 jaar terug, ja. Okay. 6 jaar terug. Toe kon ons redelik nog deur mediese fondse werk om betaling te ontvang vir toestelle soos hierdie en hulpmiddels soos hierdie. Intussen tyd het die struktuur ongelooflik verander en ons kry beswaarlik fondse deesdae om rolstoele te kan bekostig. So hy het nou 'n nuwe rolstoel dringend nodig. Ja. Net om pyn te verhoed en dat sy ruggie skeef groei. Ja. En soos wat ons weet, rolstoele is nie goedkoop nie en soos wat dit vir my klink word julle vir bybetalings gevra links en reg. So om nou nog 'n rolstoel ook te kry, dit is swaar. Jackie, so sê gou vir ons weet nou daar's sekere uitdagings wat jy het met Marlou, maar onder andere daar's spraakterapie wat moet gebeur, daar's fisio wat moet gebeur, arbeidsterapie. Dis alles uitgawes en dit raak astronomies. So ouers, julle probeer altyd alles gee en ek hoor daai ek meen julle hou die ding by mekaar en julle verduidelik die situasie so goed soos wat julle kan. So vertel ons net gou klein bietjie, jy weet huidige uitdagings, wat sit julle mee? Wel, ek meen Marlou is nog op doeke in die eerste plek en ek seker mense wat kleintjies het weet hoe duur doeke is. En dan met die peg tube feeding wat hy nou op die oomblik kry, het hy die powder drink nodig wat ook redelik duur is. Die aanvulling, Die aanvulling wat hy moet kry om hom op sy gewig te kry vir sy lengte. Okay. En ja, soos ek sê, as hy gaan vir operasies is die meeste van die tyd het ons bybetalings. Dit hou nie op nie. Ek meen, dit is nie iets wat gaan ophou nie. Ja. Maar ja, diesel uitry. Ja. Heen en weer. Ek meen, ons probeer ons om Durban toe ook vat waar hy vir laserterapie gaan. Maar ek meen, dit is diesel, dit is blyplek, dit is die terapie wat hy daar kry wat geld kos. En verder probeer ons maar
alles vir hom kry wat hy nodig het om te bevorder. Ja, absoluut. Ja. Soos wat jy nou sê, ons weet dinge is bietjie duur, maar ons is so bly dat julle by ons kom kuier het, nê. So ons het net R1000 brandstof wat ons vir julle wil gee. En dan 'n R6000 geskenkbewys vir kruideniersware of doeke of waar ook al julle dit voor nodig het en wil aangebruik. En dan het ons vriende van Wheelchairs on the Run ook kom kuier by ons. Chris en Tabang is hulle is nou al deel van jou mense my hier is die perfekte rolstoel vir Marley. Uitgekiet teddybeer, kyk daai ding het soveel kussings. Hallo julle. Dankie julle. Ek weet dit was vir julle 'n groot teerpunt want die stoeltjie waarin Marley tans is was bietjie 'n misleidende besluit gewees deur die spesialis en dit gaan nie hom help in die langtermyn nie, maar die nuwe stoel van ons vriende by Wheelchairs on the Run is pas gemaak vir hom, is baie meer comfortable. Dis joune Marley. gaan seker maak dat die heupies is nie seer nie, dat die ruggie gaan reguit wees en al daai goeie. So ek dink is net om daai bietjie druk van julle afdaal. En Marley is so excited. Hy wil net oorklim. Hy's ready to go. Ons moet oortel so gou as moontlik. Baie dankie julle. Baie dankie julle. Ek dink nie ek sê altyd ek wens Marley kan dankie sê want daai altyd kom ek sê 100% dankie. Ja. Dit sê al die dankies wat mens nodig het. Ja, dit is so. En julle twee, ek wil net julle gesin, die joy wat julle uitstraal is incredible. En julle raak soveel mense se lewens soos daai seentjie ook. So dankie dat julle storie deel. Absoluut. En dankie vir julle braafheid en die manier wat julle hom groot maak en vir Sissie ook. Julle is ongelooflike mense en wat 'n voorreg om julle te kon ontmoet. So daar's jou nuwe wheels. Ek kan nie wag om hom te sien in daai stoel nie. Ek ook Nee, nie. kyk, hy gaan nou wheelie hier. Nou gaan ons jag. Ja, nee. Nou gaan ons Nou kan jag. ons gaan. En nou wil ek net sê hierdie rolstoel is byvoorbeeld gekoop uit Groot FM se omgeefonds. So as jy so groot verskil in 'n seentjie soos Marlou of 'n dogtertjie of enige iemand se lewe wil maak, asseblief stuur e-pos na omgee@grootfm.co.za en ek beloof jou daai geld gaan goed aangewend word. Ja,